Om my teiken 100% te kan tref, het ek nodig om 'n plan, 'n fondasie en struktuur in plek te hê. Hierdie drie goed is baie nou in mekaar in verweef, want ek het dit nodig om sterk te kan staan sodat ek nie broos is teen die aanvalle nie. Wat se aanvalle? Teen ander mense. Satan wat deur ander mense my probeer weghou van my doel af. Ander mense wat goed sê soos sy's nou weer met die Bybel oor haar kop geslaan. Of ja nee, kyk hoe vol foute is haar lewe. Nou probeer sy haarself heilig te hou. Allerhande goed om jou weg te hou van jou teiken af. Sal suksesvol wees as jy nie alles in plek het nie. Nou as ons kyk na 'n gebou se fondasie, is dit baie belangrik, want sou die fondasie net gebou is vir 'n 1 verdieping huis, kan jy beslis nie 'n 6 verdieping op hom bou nie. Want sien, ek moet weet wie en wat ek in God is. Ek moet weet wat God vir my beteken. Ek moet geanker wees. Dit is my fondasie wat geanker moet wees in God. Die van julle wat Skepingsdoel 1 tot 3 gedoen het, wat die kursus is op hierdie blad beskikbaar, kan gerus dit gaan kyk as jy sukkel met wie jy en wat jy in God is. In Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging, met ander woorde voor hy die fondasie gesit het van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. So, voordat God nog die fondasie gegooi het, het hy geweet wie hier gaan wees en wat ons in hom gaan wees. 2 Petrus 1 vers 10. Daarom broeders, moet julle des te meer julle beywer om julle roeping, dis jou skepingsdoel en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Dan sal die aanvalle jou nie onderkry nie. Die struktuur bepaal die postuur van 'n gebou. Dit bepaal hoe buigbaar die gebou kan wees. Want baie geboue word gebou op plekke waar daar aardbewings en goed kan wees en dan moet die gebou bietjie buigbaar kan wees. Net soos die mens ook. Hy het 'n postuur en sy postuur word deur die ruggraat in plek gehou. Jou ruggraat is ook die ding wat vir jou selfvertroue in Jesus gee. Dit help jou om gemaklik te voel, regop te wees, om hom te nader om vrae te vra. Maar jou ruggraat is ook daar om al jou organe te beskerm. Dit beskerm jou brein in jou kop. As hy nie jou brein beskerm nie, gaan jou gedagtes nie beskerm wees nie. Hy beskerm jou hart, hoe jy voel. Maar in jou ruggraat is daar ook 'n senuweestelsel, nes 'n gebou 'n bedrading het. Want jy het dit nodig om die Heilige Gees te kan hoor. Jy het dit nodig om jou sintuie te kan voel. Want sonder sintuie gaan jy nie 'n volle mens wees nie. Sintuie maak jou sensitief. En sensitiwiteit het jy nodig om te kan onderskei tussen God en sonde. Net soos wat 'n gebou drade nodig het om kameras en veiligheidsstelsels en elektrisiteit te kan inhê. Dan is die core natuurlik baie belangrik om hierdie plan, struktuur en 'n fondasie in plek te hou. Jou core is die gedeelte in jou lyf wat hier by jou laarrug sit, en hoe sterker jou core is, hoe beter is alles in plek. So hoe sterker die fondasie tussen die fondasie en die struktuur is, hoe beter is dit vir die gebou. In 2 Petrus 1 vers 5 staan daar: en julle daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis. Jy sien, dit vat 21 keer vir jou om iets nuuts in jou lewe te vestig.
Dit vat 21 keer se oefening om jou kor sterk te maak, sodat jy dit elke dag gaan wil doen om jou lyf regop te hou. Dit vat 21 keer vir jou om elke dag in God se teenwoordigheid te nader om dit vir jou 'n gewoonte te maak. So kan jy enige nuwe gewoonte aanleer deur dit 21 keer sonder om een keer te faal te doen. So oefen jou kor, maak jouself sterk sodat jy jou plan en jou fondasie en jou struktuur in plek kan hê. Daar's 'n storieetjie wat ek nou die dag gehoor het van 'n man wat sendingwerk gaan doen het iewers in Afrika, daar in so ver afgeleë dorpie. En die man se familie het baie lanklaas van hom gehoor en hulle besluit toe hulle gaan soontoe gaan om te gaan uitvind wat aangaan. Toe hulle daar aankom, toe vra hulle vir die mense in die dorpie, het hulle hierdie man geken, maar niemand weet iets van Piet nie. Hulle vra naderhand vir die mense, maar was hier nie iemand wat julle van Jesus vertel het nie? O, sê die mense, Jesus, hy het daar aan die ander kant gebly. Want sien, Piet was vir hierdie mense soos Jesus. Hy het nie hulle gedwing om kerk toe te gaan, gedwing om te bid nie. Hy het doeteenvoudig vir hulle gewees soos wat Jesus sou gewees het. Kry jou struktuur rakende jou vriendekring ook in plek. Jy kan tog nie planne maak en idees hê en dit met mense bespreek wat nie deel is van die koninkryk van God nie. Jy kan tog nie vir 'n ongelowige huweliksadvies gaan vra of advies van hoe jy jou lewe moet lei nie. So maak seker dat jou vriende wat naby jou is, medegelowiges is en die res van die mense is bloot net kennisse in jou lewe. So, weet jy wat is jou skepingsdoel? Hoe pas ek nou al hierdie planne in mekaar? En weer eens, gaan doen die skepingsdoel kursus van 1 tot 7 as jy nie seker is wat jou skepingsdoel is nie. As jy net weet, hierdie is my gawes, is dit nie altyd genoeg om te weet wat is jou skepingsdoel nie. Jy het ook nodig om te weet hoe om die hele prentjie bymekaar te sit. Jy sien, want jou skepingsdoel is dalk baie eenvoudiger as wat jy dink. Dis dalk nie om voor 200 mense te praat nie. Dis dalk net voorloper te wees in hoe om 'n voorbeeld vir ander te wees. Dit is dalk is jou skepingsdoel om 'n barmhartige te wees. So jy is dalk net daar om vir iemand voorbereiding te doen. Jou skepingsdoel is dalk 'n uitdeler. Wat beteken jy brei graag missies vir die kinders in die hospitale wat dit nodig het. Dalk is jy 'n dienaar. Dalk maak jy elke oggend 'n ekstra toebroodjie om saam te vat werk toe om daar vir iemand te gee wat honger is. Dalk moet jy net vandag vir iemand 'n drukkie gee. So moenie dink dat daai bietjie wat jy doen is nie groots genoeg nie. 'n Skepingsdoel is van klein tot groot. Dalk moet jy net in jou huis soos Jesus wees vir jou gesin en familie.